Goeiedag. Hoe het mense voor die internet met mekaar gekommunikeer? Daar was natuurlijk die telefoon of hulle het briewe geskryf. Kan jy nog die handskrif onthou van die verskillende mense wat vir jou geskryf het? Ek onthou my pa het so mooi handskrif gehad. Kommunikasie. Ek dink jy kon meer in die handskrif gelees het as wat jy op 'n SMS kan lees. En dan my vrou se briewe aan my en my briewe aan haar. My vrou het so mooi geskryf. Het was so lekker om haar briewe te lees. Daai brief het iets in hom gehad. Nie net inligting nie, maar daar was ook emosie, daar was pathos. En dan ons God se brief, wat hy vir ons geskryf het. Het jy die inhoud van daai brief gelees? Dit is 'n pragtige inhoud. Dit is so mooi. Kom ons luister na die brief wat Elisa oor God geskryf het. En ons gaan Elisa bietjie laat praat vandag. Ons gaan die Bybel lees en dan gaan ons hoor wat sê Elisa. My naam, Elisa, weet julle wat beteken dit? Is 'n pragtige betekenis. Beteken God is my verlossing. Moet eintlik ook ons naam wees. God is my verlossing. Theoforiese naam, dit beteken 'n naam waarin God se naam ook voorkom. Dat daai naam van God word ook opgesluit in my naam Elisa. God is my verlossing. As jy in die argeologiese seels gaan rondkrap, sal jy my naam in Hebreëus op hulle vind. En dis baie interessant, ek is nie 'n mite nie. Hier is 'n graf wat ek besoek het in Nimrud, Irak. Nou moet nie hierdie manne onderskat wat hier staan nie. Die een aan die regterhand is 'n baie bekende argeoloog, wat die skatte van een van die koninginne hier ontdek. Die man in die middel is 'n dokter en dan staan ek aan die ander kant. Nou by Nimrud, die Bybelse kalig, het hulle my naam, Elisa, op 'n potskerf gevind. Ek is nie 'n mitologiese figuur nie, maar 'n werklike mens met 'n werklike dinamiese boodskap, en ek vertrou, jy gaan die boodskap waardeer. My pa se naam is Safat, en ons het in Abel Mehola gewoon. Nou die ou plekkie lê tussen Bet-Sean en Jerigo. Dit was die grootste, die mooiste, die heerlikste dag in my lewe, toe Elia, die grootste profeet van ons dag, my geroep het om saam met hom te kom werk. 'n lewensdroom het waar geword. Ek wil net noem dat ek 'n werklike historiese figuur is en nie 'n Sumeriese mitologie nie. Kom ek wys vir jou iets baie interessants. My bediening as herder profeet strek vanaf Agab en sy seun Joram. En dit is 'n lang ruk terug. Nou kom ons kyk 'n bietjie weer na die argeologie. As jy iemand is wat 'n bietjie skepties is, sal die argeologiese verwysings na Agab miskien help. Hier is 'n baie interessante koning, sy naam is Salmaneser die derde op hierdie stelie, en hy skryf iets baie interessants. Nou na die dood van Agab en sy seuns, het ek onder 'n ander koning gewerk, sy naam was Jehu en sy seun was Joahas. Vir net 'n bietjie meer as 50 jaar in die profetiese tuig het ek gestaan. So, ek het 'n geweldige groot blootstelling gehad aan die verskillende konings. So, na wie verwys hierdie stela? As jy mooi kan lees, Agabo-Matsir-Ilu is 'n verwysing na Agab, die koning van Israel. So, daar's argeologiese bewyse van Agab. Ek het kontak met Agab gehad. Hier sien ons die vernederende
koning Jehu wat belasting aan Salmaneser III betaal. Nog 'n koning wat in die Bybel genoem word, waarmee ek kontak gehad het. Dit wat oor my en die konings van my tyd geskryf is nie 'n mite nie. Dis 'n narratief, dis 'n werklikheid. En ek wil net vir jou sê, jy kan die Bybel vertrou. Dis God se boek vir jou. Dis sy brief aan jou. Lees dit. Voorstelling van Baal in die Syriese museum by Tartus. Deur die genade van God het ek Baal aanbidding wat deur Elia geknak is aanvanklik, uiteindelik heeltemal uitgewis. Die Here het my gehelp. 2 eeue gelede het Samuel met die profeteskole begin, en dit was vir my 'n groot voorreg, ek as Elisa, om betrokke te kon geraak het. Hierdie jongman het 'n geweldige geestelike impak op die nasie gehad, en baie het hulle tot God bekeer. Elia was iemand wat nie baie sosiaal was nie, sy klere, die eet en blyplek was anders. My loopbaan was deur 'n konstante omgee vir mense en hulle behoeftes gekenmerk. My pa was 'n vermoënde man, ek het so 'n bietjie anders aangetrek as Elia. Ons is mos almal so 'n bietjie anderste. Mens kan sê dat Elia bietjie asketies was. Hy wou eensaam gewees het, eenkant privaat. My pa was 'n vermoënde boer, soos ek genoem het. Hy kon maklik vir my 'n donkie gegee het. Maar ek moes baie hard werk voordat ek een van sy donkies kon koop. En my liewe jong vriend, 'n mens waardeer dinge baie meer as jy daarvoor gewerk het. Baalaanbidding was 'n onsedelike geloof waar jy nie hoef te gedink het nie. Jy moes net kom lekker voel het. 'n verkeerde lekker voel. Maar ten spyte van al ons afgodiese bure, het ons aan God getrou te bly. Moenie dat jou omgewing jou negatief beïnvloed nie. Staan vas. Ek het natuurlik in die platteland groot geword, dit was so 'n groot voorreg. God en die natuur was my leermeesters. Ek het God en my ouers gehoorsaam en gerespekteer. Dit het my gehelp om ook Elia te respekteer en aan die konings gehoorsaam te wees. Is belangrik om jou meerdere te respekteer. My roeping tot die profetiese ampt het gekom terwyl ek besig was om te ploeg. Omdat ek geleer het om met my pa saam te werk, kon ek uiteindelik ook met God en met Elia saamwerk. Ek het geleer om te dien, pleks om bedien te word. En hierdie filosofie het my baie gehelp in die latere lewe. En miskien is dit 'n les vir jou. Dien, meer as wat jy bedien wil word. Daar's meer vreugde om te dien, as om bedien te wil word, want mense wil jou nie altyd bedien nie. Sukses is nie noodwendig van ons intelligensie afhanklik nie. Dit kom deur vasberadenheid, deursettingsvermoë, baie harde werk en deur altyd net jou bes te probeer doen. Ons was geëerd om so 'n magtige godsman en profeet soos Elia in ons midde te kon hê. Dink maar aan Karmel waar hy die volk en die koning tot bekering geroep het. Hy was die eerste profeet wat deur die krag van God 'n kindjie uit die dood opgewek het. Hy het ook nie geskroom om sonde by die naam te noem nie. Omdat my lewensskets onder inspirasie van die Heilige Gees opgeteken is, lees ek vir jou uit die profete aangaande myself. Hy het toe daarvandaan weggegaan en Elisa, die seun van Safat, aangetref terwyl hy aan ploeg was met 12 paar osse voor hom en hy self by die 12de paar was. Hierdie is 'n ryksmans toneel. Voorspoed. En Elia het by hom verbygegaan. Luister hier.
en sy mantel op hom gewerk. Mense, ek sal daai dag nooit vergeet nie. Om te dink dat Elia, deur die invloed van die Heilige Gees, my gekies het om sy opvolger te wees. Weet julle wat so groot voorreg dit is? Om vir God te werk. Hy het my gekies. My hart is met 'n vreemde dankbaarheid te nederigheid verwarring. Ek kan vir God gaan werk. Daarop het die osse verlaat en agter Elia aangeloop en gesê, laat ek tog my vader en moeder soen, daarna sal ek u volg. En hy antwoord hom, dis nou vir Elisa, gaan terug, want wat het ek aan jou gedoen? Nou in ons kultuur, jy moet dit mooi verstaan, hier is nie lelike taal nie, was die afskeidseremonie baie langdradig. En Elia was nie bereid om so lank vir my te wag nie. Hy was 'n haastige man, gedetermineerd. Daarop het hy die osse verlaat en agter Elia aangeloop en gesê, laat ek tog my vader en moeder soen. Nee, daar was nie tyd daarvoor nie. Toe hy vir my gesê het om terug te gaan, het ek die dringendheid van hierdie roeping besef. En hier het ek die eerste toets wat Elia aan my gestel het, deurgekom. Ek is dadelik daar weg. Deur hierdie optrede het ek aanspraak op my pa se toekomstige boedelprys gegee. Daar is 'n prys om te betaal as jy die Here wil dien. En dan waardeer jy dit meer. Hy het nie die geld nodig nie. Hy het 'n gesindheid by ons nodig. Iemand het die volgende oor hierdie onvergeetlike oomblik geskryf. Elia het onder goddelike leiding sy opvolger opgespoor. Hy het natuurlik baie lank geput en hom gekry waar hy geploeg het. Hy het toe sy mantel as simbool van toewyding op die jong man se skouers geplaas. Tydens die droogte het die gesin van Safat van Elia se werk te hore gekom. Die gees van God het Elia se optrede aan Elisa bekend gemaak. Dit was vir hom die teken dat God hom geroep het om Elia se opvolger te word. Ek gaan nie vir jou van al die besonderhede van my tyd saam met Elia vertel nie. Ek wil net sê dit was uitdagend. Die vyand, die duiwel, hou nie daarvan as jy vir God werk nie. Maar terselfdertyd was dit ongelooflik belonend om saam met God te werk, veral hierdie wonderlike profeet. Ons was baie verskillend van mekaar en ons het albei die Here baie lief gehad en sy goedheid en vergifnis met 'n passie aan mense verkondig. En nou vir die groot nuus. 2 Konings 2 vers 1. En toe die Here vir Elia in 'n storm na die hemel sou opneem, het Elia met Elisa uit Gilgal uitgegaan. Die Here het aan my mentor Elia geopenbaar dat hy hom lewendig hemel toe gaan neem. Wat lees, wat 'n aankondiging. Maar Elia was onbewus van die feit dat die Here dit ook aan my, Elisa, en die seuns van die profete geopenbaar het. Kan jy jouself indink hoe ek gevoel het toe ek dit hoor? Maar hoe dink jy moes Elia hieroor gevoel het? Gestel het dit was jy, en die Here sê vir jou, jy gaan nie sterf nie, ek gaan jou lewendig hemel toe neem. Ruïnes van Sichem tel Belata. En Elia het vir Elisa gesê, bly tog hier, want die Here stuur my na Bethel. Maar Elisa het gesê, so waar as die Here leef en die siel leef, ek sal u nie verlaat nie. En hulle het na Bethel afgegaan. Hierdie is 'n ander Gilgal. Daar was altyd 'n paar name met dieselfde plekke met dieselfde name.
So, hulle het afgegaan, so dit was 'n bietjie hoër gewees as Bethel. Nou die lewe is volgepak met keuses, en Elia het my die keuse gegee om na my ryk familie terug te gaan en 'n rustige rykmans lewe te gaan geniet. Maar ek het totsiens vir my ploegloopbaan gesê en besluit om by Elia te staan totdat hy in die hemel opgeneem word. So waar as die Here leef en die siel leef, ek sal u nie verlaat nie. En hulle het na Bethel afgegaan. Nou ek het hierdie woorde 3 maal vir Elia herhaal. Ek sal u nie verlaat nie. Dit het gebeur by Gilgal, by Bethel en ook by Jericho. Kom ons hoor wat hulle vir my by Jericho gesê het. Toe gaan die profete seuns wat in Bethel was, na Elisa uit en vra hom, weet u dat die Here vandag u heer van die hoof sal wegneem? En hy antwoord, ek weet dit ook, bly stil. Op 'n keer toe Elia neerslagtig was, het hy vir die Here gesê dat hy alleen oorgebly het, net hy. Partykeer voel ons ook so. Kan jy raai wat die Here hom toe geantwoord het? Daar is 7000, wat die Here vir hom gesê, wat nog nie die knie voor Baal gebuig het nie. Die mense van hierdie profeteskool was deel van daardie 7000. Hulle het dieselfde werk as Elia gedoen. Ek weet dit ook, bly stil. In Hebreëus het Elia vir hulle gesê, Atjesu. Die woord verwys na die sagte klank. Kom ons hoor wat by Jericho gebeur het. En Elia sê vir hom, Elisa, bly tog hier, want die Here stuur my na Jericho. Maar hy sê, so waar as die Here leef en die siel leef, is nou die 3de keer. Ek sal u nie verlaat nie. En hulle het in Jericho aangekom, ek weet dit ook, bly stil. Nou die afstand vanaf Bethel tot by Jericho was so ongeveer 20 kilometer. En ek en Elia het oor die mooi herinneringe gesels van ons gesamentlike bediening. Dit was ons passie. Daarom kom die profete seuns wat in Jericho was, na Elisa toe en vra hom, weet jy dat die Here vandag u heer van die hoof sal wegneem? En hy antwoord, ek weet dit ook, bly stil. Jericho was op die hoofroete tussen Transjordanië en Israel. Dit het beteken die reisigers wat oor die Jordaan gekom het na Israel toe, het eers by Jericho verpoos voor hulle verder gegaan het. Dis hier, en ek hou hiervan, dis hier waar die sendelinge van die profete skool, die reisigers van die goedheid van die Here kon vertel. Hierdie mense kon dan die goeie nuus verder versprei. So die mense kom hiernatoe, die profete seuns is daar, die skool, vertel van die goedheid van die Here, kan ons julle help? Jy help eers mense, dan preek jy vir hulle. En hierdie mense het die boodskap verder gedra. En dit was vir my wonderlik. En Elia sê vir hom, bly tog hier, want die Here stuur my na die Jordaan. Maar hy sê, so waar as die Here leef, en die siel leef, ek sal u nie verlaat nie. En hulle twee het gegaan. En 50 man van die profete seuns het geloop en op 'n afstand een kant gestaan, terwyl hulle twee by die Jordaan staan. Hulle het geweet dat Elia na die hemel opgeneem sou word. En vir oulaas het hulle gesien hoe die geliefde leier daar wegstap. Kan jy jou indink in die emosies? Ek het die hartseer in hulle oë gesien. Die oë praat moes van wat binnekant aangaan. Het is baie moeilik om van sekere besondere mense afskeid te neem. Het jy dit al ervaar? Toe neem Elia sy mantel en rol dit op en slaan op die water.
en dit het na weerskante verdeel, sodat hulle 2 op droë grond deurgegaan het. Hoorie, ek kon my oë nie glo nie. Hier voor my kloof Elia se mantel die waters oop, en hier stap ons na die oorkantste wal toe. Ons was skaars daar, of die water spoel met 'n gedruis hier agter ons verby. Iets wat ek nooit sal vergeet nie. Dit het my laat dink toe die Here vir Moses en die volk deur die Rooi See laat trek het. Dit het my ook aan Josua herinner wat met die volk op 'n droë bedding deur die Jordaanrivier gestap het. Ek wil saam met Moses stem, en hy het dit geskryf, dat ons 'n onoortreffelike God van liefde, God van omgee, 'n God van vergifnis dien. Sy karakter word so pragtig in sy wet geopenbaar. Aardse rykdom en gerief kan nie met die vreugde en vrede van 'n vriendskap met hom vergelyk nie. As jy nog nie hierdie bevredigende, gerusstellende, luukse verhouding met hom ervaar het nie, nooi ek jou uit om dit op die proef te stel. Hy is die enigste wat jou met 'n oneindige liefde liefhet. Met sy groot reddende genade vergewe hy jou en hy red jou. Hy is op soek na mense wat sy omgee liefde wil demonstreer. Dit verduidelik, daar is soveel mense wat net jou glimlag wil sien. Net jou glimlag wil sien. Daar is moedelose mense wat net wil hoor hoe jy hulle moed inpraat. Daar is baie verwaarloosde ou mense wat jou aanraking baie sal waardeer. 'n Ou mens, nie baie vat aan hulle nie. Kyk net hoe gaan hulle straal as jy hulle net 'n ou drukkie gee. Wat sien jy in hierdie prentjie? Dis te oulik. Elia sê, Here, ek is klaar. Ek is klaar met die werk. Ek wens ek kan doodgaan. Nou volgende keer gaan ek jou vertel wat ek alles beleef het, toe ek sien hoe Elia ewe skielik van gedaante verander en na die hemel opvaar. Jy weet, hy het moed verloor en hy wou doodgaan. En die Here het 'n plan vir hom om lewendig hemel toe te gaan. Dis die God wat ons dien. Binnekort gaan op globale wyse gebeur wat met Elia gebeur het. Besef jy dit? Moenie volgende lesing vergeet nie, misloop nie. En wat gaan met sy kinders gebeur wat onbewus van alles in hulle slaap? Raai, wat is my wens vir jou? My wens vir jou is dat jy of gaan ervaar wat Elia ervaar het, lewendig hemel toe gaan, of wat met Moses gebeur het, deur die opstanding vir ewig hemel toe gaan. Ek weet nou of ek 'n groter wens het om vir jou te wens nie. Liefdevolle Vader, dankie vir u brief aan die mens, wat ons deur Elia en Elisa se lewe leer. Mag daar 'n begeerte in ons hart kom, om u liefde en u karakter te bestudeer. En mag daar die indrukke van u oorloop na mense, stikkende mense om ons, om hulle met moed te besiel, te vertel, daar wag 'n toekoms. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat jy na die aanbieding gekyk het, ons waardeer dit. Klik hier om in te teken op ons kanaal. Dan kan jy op die klokkie klik en kennisgewing kry van toekomstige gebeurtenisse. En klik hier om na die volgende aanbieding te kyk. Ek wil julle baie graag weer sien. Totsiens.